Ons begin met 'n inleiding van die Filippense. Ons het verlede week 'n redelike gedetailleerde inleiding gedoen tot Filippense, maar ek dink ons is belangrik dat ons dit net weer, want ons het nie opgeneem verlede Sondag dit opgeneem nie. Boksie. Wow, wat boksies. Ek het geweet ek moet die boksie saamgebring. Kom ek sit dit Nou, af. dit maak nie saak nie, ek sal mooi hard praat vir. So as ons kyk na 'n inleiding van Filippense, maar ter inleiding gaan ek net vir ons die eerste 2 verse weer lees. Paulus skryf hierdie brief aan die Filippense en hy begin dit deur te skryf Paulus en Timoteus. Baie vreemd, want baie van die briewe begin hy nie altyd met ek Paulus en so byme nie, maar hier praat hy van Timoteus. En wat noem hy? Hy sê nie Paulus 'n apostel nie, waar hy die meeste van sy briewe sê Paulus 'n apostel. As hy dit sê in die ander briewe, Korinte en Romeine en Efese en alles, as hy sê Paulus 'n apostel, was daar 'n situasie binne in die kerk wat aandag nodig het, en dan trek hy amper sy rang, soos jy in die weermag jou rang trek op ander jonger mense, wat hy sê, ek is 'n apostel, maar hier sê hy nie hy is 'n apostel, hy sê, ek en Timoteus diensknegte. Onmiddellik versagte die brief se inval. Jy weet tog, as jy 'n brief geskryf daai dae toe die mense nog briewe aan mekaar geskryf het, dit hang af hoe goed jy die brief begin. As jy aanvallend is en jy vra nie eers vir die persoon, hoe gaan dit met jou? Jy het 'n sagte toon. Paulus het 'n sagte toon, want hy sê ons is diensknegte van Christus Jesus aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, en ook die opsieners, dis ouderlinge en diakens. En dan sy standaard groet, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons vra die Here se leiding. Vader, ons is desperaat afhanklik van die Heilige Gees om ons oë te verlig in die skrif wat U vir ons gegee het. Nie net vir die mense in Filippi nie, maar ook vir ons tot vandag toe ekho dit die woorde wat U deur die diensknegt Paulus laat skryf het. Vader, mag ons dit verstaan. Sonder die Gees kan ons niks verstaan nie. Maar dankie dat ons dit kan appliseer soos die swaard van die Gees. Lei my as U diensknegt, dat ons Here hierdie hartstochtelike brief wat hy geskryf het kan verstaan. In Jesus naam, amen. Nou, Paulus, wat sê saam met Timoteus, en wie is Timoteus? As julle Timoteus ken, 'n besonderse jong man, wat Paulus saam met hom geneem het op sy sendingreise. En Timoteus noem hy in 1 Timoteus 1 vers 2, ek kan daarna gaan kyk, hy noem hom my ware kind in die geloof. Timoteus, my ware kind, egte kind in die geloof. Nou, wat ons kan aflei dat Paulus het definitief sy voetspore en sy afdrukke van Paulus lê die hele brief vol, want dit is sy skryfstyl, dit moet Paulus wees, en hy noem homself ook Paulus, maar met die idees wat hy van praat, kom ook in die ander briewe voor. Ek dink Timoteus was waarskynlik sy skryba gewees, wat vir hom gehelp het om te skryf, want ons weet dat Paulus, selfs in Galasiërs, die einde van Galasiërs onthou, sê ek, kyk met wat 'n groot letters skryf ek. Hy kon nie meer mooi gesien het nie. So hy het fisiese perk of beperkinge gehad, en Timoteus is hier by hom. Ons onthou, ons moet altyd as ons na enige brief kyk, veral die briewe, boeke, briewe wat Paulus geskryf het, ons het gesê dat hy 13 van die 27 boeke in die Nuwe Testament geskryf het. Dis Paulus se werk. En ook hierin is dan een van die swaar briewe wat hy geskryf het, en ons weet nie waar was hy gewees nie. Hulle sê, maar definitief was hy in die gevangenis, want daar's net soos die Filemon, en daar's briewe wat hulle noem die tronkbriewe. Nou ek weet vandag praat nie meer van tronkbriewe nie, ons praat van gevangenisbriewe, want dit klink bietjie sagter as tronkbriewe, maar 'n tronk was 'n tronk. En hy skryf hier, en so waarskynlik was Timoteus by hom gewees.
As ons kyk na Paulus se agtergrond wat ons al deurtrap het met Galasiërs, hy was in hierdie tronk en is definitief nie soos ons 5-ster gevangenes vandag wat die mense kan leer. As jy in die tronk is, of die gevangenis, dan het jy die reg tot selfs jou eie kapelaan wat jy kan kom besoek, nie die kapelaan van die gevangenis nie. Jy kan kies watter priester of predikant jy wil hê. So was dit nie in Paulus se tyd nie. Dit was 'n vuil, nat, onwelriekende, ruikende, donker tronk waarin Paulus was. Het sy party kommentaar sê hy was in Efese gewees, in huisarrest, anders sê nee, hy was eintlik in Caesarea, in gevangenskap, want hulle praat hier in die boek van die Praetorium wat hy in was, uit die mense vir wie hy skryf ook in sy gevangenis, maar die meeste kommentaar, en ek sal saamstem, moes eintlik Rome gewees het, want as ons kyk na Paulus se woorde wat hy gebruik, sê Paulus vir ons duidelik, sy tyd het uitgeloop, en vir hom is om te lewe Christus, en te sterwe is vir hom 'n wins, en hy is nie bang om te sterf nie, maar terwyl hy nog lewe moet hy dit doen waarvoor God hom geroep het. Nou, interessant waar Paulus vandaan kom, ons kyk na sy herkoms, hy was nie eers Paulus gewees nie, hy was eers Saul gewees. En ons weet in Handelinge 8 en 9 waar Saul was by die moord op Stefanus, die eerste martelaar in die Bybel, waar hy gestenig is. Stefanus, die bekende diaken, een van die eerste diakens in die kerk, wat deur die Heilige Gees spreek, en dan raak die mense so kwaad vir Stefanus se woorde, waar hy eintlik in Handelinge 7 vers 49 direk begin praat, en dan word hy gestenig in Handelinge 7 vers 54, die Jode wat hierdie beskuldiging teen hulle hoor, druk hulle ore toe en hulle stenig hom, en dan sit hulle die klere van hulle klere, want as jy mense gestenig het, is 'n bloederige gemors, want daar's bloed. As jy iemand teen sy kop gooi, en dan op bloedspatsels, het waarskynlik op Paulus se voete geval. Hy het dit goedgekeur, hy was daar, en ons weet in Handelinge 8 het hy uitgegaan hy het nie net vervolging gebring nie, hy was die voorloper van vervolging in Handelinge 8 vers 1 en 2, hy sê op daardie dag het 'n ewige vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan. Dis waar ons Christengodsdienst ontstaan het in Jerusalem, maar God stuur so groot verdrukking dat almal behalwe die apostels uit die streke van Judea en Samaria toe verstrooi is. Vroeë man het Stefanus begrawe en erg oor hom gerou. Maar Saulus, nie Paulus nie, Saulus nog het die gemeente probeer uitroei. Want Saulus, waar die gemeente groei, het hy uit sy pad uitgegaan om hierdie gemeentes uit te roei. Deur huise binne te dring. Met ander woorde, soos ons ken die ou daar deure afgeskop en mans sowel as vroue, nie as die vrouens uitgesonder nie, vrouens ook buitekant toe gesleep om hulle na die tronk te gooi, en dan weet ons wat gebeur met Saul. Die Here arresteer Saul op pad Damaskus toe. Wat gesê op pad van Jerusalem is hy op pad met briewe van die Fariseërs en die priesters, is hy op pad na Damaskus toe met een gedagte: ek wil die kerk uitroei. Hierdie Christen vrot sekte wat nou ontstaan het teen Judaïsme moet ek tot niet maak. God het my die opdrag gegee, ek moet alle Christene, as ek hulle kry, in die tronk stop. So ywer het hy gehad, en dan gaan hy, en hy het nie ver gekom nie op sy pad in Damaskus nie, want die Here slaan hom met blindheid. Hy slaan hom teen die grond. Hy en die mense wat by hom was, sê hy later vir koning Agrippa. Helder oordag het 'n verblindende lig ons oorval, en hy word blind. En dan hoor hy Christus se stem wat donder uit die hemel: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En dan het hy gesê: wie is u, Here? Wat hy sê, dit is ek. En ons ken die verhaal van daaraf. Want hy is met blindheid geslaan, en die Here sê vir hom: gaan na Ananias toe, hy sal vir jou bid, sodat jy kan sien, want ek stuur jou as 'n apostel, ek stuur jou uit na die heidene.
En ons sê vir die Here dankie vir daardie oomblik, want dis waar ons bekering begin het. Anders sou die kerk vandag tog net in Jerusalem 'n sekte gewees het. God gebruik Paulus die moordenaar. Dis interessant, jy ken die gedagte wat sê, what goes around comes around. Nee. Hy het mense in die tronk gaan stop, en waar land hy op die ou einde? Waar hy die brief skryf, in die tronk. Wat hy aan ander mense gedoen het, kom hom nou self oor. Nou sê ons nie, hy het dit gekry, want God werk anders in sy genadig. Want Paulus erken, God het my hier geplaas met 'n rede in die tronk. Ek is hier vir 'n rede. Maar ons ken die verhaal, as ons kyk na Filippense, hierdie unieke brief, wat hy skryf. Ons het verlede week ook gesê, en ek herhaal dit weer, Filippense, of die stad Filippi was binne in Macedonië. Macedonië is eintlik Europa. Dis ons vandag Europa ken, Griekeland, daardie dele. Dis Macedonië gewees. En ons weet dat Alexander die Grote, ons ken almal die Griek, Alexander die Grote, sy pa was Philip van Macedon. Dit was sy titel. So hierdie gedeelte was baie oorlog gewees in Macedon, en daai groot area Macedonië, wat die Romeine van die Grieke afgeneem het. So hierdie stad Filippi lê binne in hierdie provinsie Macedonië. En dis waar hy sy naam dan kry. En hierdie was 'n welvarende stad gewees. Want hulle sê, daar was baie myners in Filippi gewoon. Want buite Filippi het hulle goud en silwer gemyn. Soos 'n ryk area aan goud en silwer gewees in die tyd. En Filippi was bekend, want soos ek sê, ons het gekry die Griekse ryk, die Romeine het hulle verslaan, en toe is daar later toe onder die Romeinse regering is daar generaals van die Romeinse generaals wat teen mekaar geveg het. So in daardie area Macedonië was baie oorlog, en elke keer as daar oorwinning is, het van die generaals, Romeinse generaals, stukke van Filippi in die omgewing gegee aan as buit vir die soldate. Sê julle kan hierdie groot area kry, omdat julle getrou was aan die keiser, daarom kan julle hier woon. Later het hulle op die ouend mense wat hulle wil straf soontoe gestuur, waarskynlik op die myne te gaan werk. Maar dit was 'n stad wat eintlik ryk was, maar ons moet die kulturele agtergrond van Filippi ken. Dis uit en uit 'n Romeinse stad. Daar was nie Jode gewees nie, want hulle het nie eers genoeg Jode gehad om 'n sinagoge te begin. Daar moes 'n sekere aantal Jode wees in 'n stad wat die Romeine toegelaat het, nou mag julle 'n sinagoge begin. Daar was nie eers genoeg Jode gewees nie. Romeinse burgers en het hulle self daarop trots gemaak. Ons is klein Rome. Weet waar keiser gesit het, was Rome. En ons in Filippi is klein Rome. So alles wat Rome gedoen het, het ons ook gedoen. En jy kry baie keer mense na ape sekere area. Soos ons sal sê, ons sal soos die Kaapenaars wees. Ons wil onafhanklik wees. Maar kyk hulle mooi etiket, kyk hulle maniere. En hulle het al die tradisie en die kultuur van Rome oorgeneem as 'n Romeinse kolonie. Ongelukkig het hulle ook al die godsdienste van Rome oorgeneem. Nou, vind ons wat gebeur hier. Paulus is op pad Asië toe, in Handelinge 16. Hy is op pad Asië toe, hy wil gaan kerke plant. Die Here het vir Paulus gesê, jy moet uitgaan en jy moet gaan kerke plant. En dan saam met hom, dit nie oral sê in die kommentare nie, was natuurlik altyd saam met Paulus, want wie skryf die meeste 'n kronologie van Paulus in Handelinge? Dr. Lukas. Hy was 'n mediese dokter, en raai wat, waar was die universiteite of die skole gewees in daai tyd? In Macedonië. Dis waar Lukas geleer het om 'n dokter te word. So Paulus saam met Lukas, en dan kry ons hier vir Timoteus en Silas in Handelinge 16, was waarskynlik betrokke om na Filippi toe te gaan, of Macedonië, wat die Heilige Gees hulle nie toegelaat het om Asië toe te gaan nie, want Paulus het in 'n visie gesien, toe hulle Asië toe gaan, die Heilige Gees het gesê, nee,
En hy kry 'n visie van 'n man wat staan in Macedonië en sê, kom hiernatoe. Hy kry die visie, die droom. En dan draai hulle weg, van Asië af gaan hulle Europa toe, gaan hulle Macedonië toe. En in Macedonië ontdek hulle hierdie ryk stad, Filippi. En wie raak, ons weet hoe die kerk hier ontstaan met Paulus se tweede sendingreis. Wie is die eerste persoon wat Paulus raakloop? Paulus en Silas en Timotheus en Lukas waarskynlik. 'n Vrou buite die stad by 'n rivier wat besig was om te bid, wat waarskynlik alreeds 'n Joodse proseliet was, met die naam Lydia, die purperverkoopster. Lydia het altyd gespot weer purperverkoopster, as mens vergeet wie sy was. Wat gebeur? Sy neem die Here Jesus Christus aan, nadat Paulus aan haar die evangelie vertel, is sy so opgewonde en sy sê, man, as julle glo dat ek regtig tot bekering gekom het, dring ek daarop aan dat julle by my aan huis kom. Kom dan na my huis toe. En dis waar die kerk eintlik begin het, by Lydia die purperverkoopster. Kyk aan Handelinge 16 vers 15. Of ons begin by 14. 'n Vrou uit die stad Thyatira, 'n purperhandelaar met die naam Lydia, nie soos Lydia L.A. nie, wat God vereer het ook geluister na Paulus en Silas. En die Here, weer ons het vanoggend gesê, hoe kom jy tot bekering? Ek besluit net op 'n dag om die Here te volg. Nee, dit sê, en die Here het haar hart oopgemaak. Ons bid ook, dat die Here hierdie kerk sal groei deur mense se harte oop te maak. Ons kan hulle nie tot redding bring nie. Die Here maak 'n persoon se hart oop, om ag te slaan op wat Paulus gesê het. Nadat sy en haar huishouding gedoop is, het sy by ons aangedring. Hoor jy die woord aangedring? Sy sê, julle moet en gesê, as julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, met die regte Jesus glo, kom bly dan in my huis. En sy het ons oorgehaal. Sy was so oortuigend om te sê, julle moet, hoor die gasvryheid van Lydia die purperverkoopster. Nou ek weet dis mense wat ook daai tipe van gasvryheid het. Ek sê julle moet na ons huis toe kom. Asof jy nie 'n keuse het nie, asof hulle pistool teen jou kop sê, jy moet kom. Jy verstaan nie. As julle glo, moet julle in my huis kom. En hier begin die Here die fondasie lê van die kerk in Filippi. Dis waar die kerk begin. En die res van Handelinge 16 vertel vir ons die verhaal van en dit moes 'n Romein, onthou daar's nie Jode in. Daar was nie Jode, miskien 'n handjievol Jode, daar was nie eens 10 Jode in Filippi nie. En ek sê se klein is 'n groterige stad, 'n ryk stad. Want Paulus hulle in Handelinge 16, want dis die agtergrond van die boek Filippense, hulle gaan rond en Paulus en Silas, die geselskap, waarskynlik was Timotheus en Lukas ook daar gewees, want Lukas vertel die verhaal van Handelinge. Hy is een met 'n ryk wat vertel. Want Paulus het begin om mense daar die evangelie te vertel, en waarskynlik het baie tot redding gekom. En dan volgens die menslike oordeel maak Paulus 'n ernstige fout. Mense het 'n groot fout gemaak, hy en Silas. Want agter Paulus en Silas loop 'n vrou met 'n waarseende gees. Nou 'n waarseende gees vertel vir jou altyd die waarheid, meeste van die tyd. En sy het gesê, ons weet wie julle is. Julle is mense om vir die mense te vertel van hoe hulle gered kan word. Kyk in Handelinge 16 vers 1. Sy het agter Paulus en ons aangeloop, ons die ander geselskap, en aanhoudend geskreeu, hierdie mense is diensknegte van God die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle die pad van verlossing. Dit het sy aangehou doen, dag na dag na dag. En Paulus dit het hom begin waarskynlik frustreer. Sy praat die waarheid, maar hy het geweet wat sy doen sy deur 'n vals gees, deur 'n demoniese gees. En wat doen Paulus? Hy dryf die gees uit haar uit. Ek het altyd gesê, oppas vir mense wat sê, ek kan vir jou die waarheid vertel. Ek kan vir jou vertel waar jy was. Ek kan jou vertel waarna toe jy gaan. Ek kan jou vertel dat jy 3 kleinkinders gaan hê. Ek kan jou vertel dat jy oppas vir 'n waarsêende gees. Want Paulus dryf hom uit. In vers 18 sê Paulus,
ek gebied jou in die naam van Jesus Christus vir hierdie gees, om uit haar uit te gaan. En presies op daardie oomblik het die waarsêende gees uit haar uitgegaan. Nou die Romeine was baie goedgelowig, en het allerhande gode geglo, maar toe sy nie meer hierdie gees het nie, kan sy nou nie meer mense hulle fortuin vertel nie. En wat doen die mense binne in die stad van Filippi? Hulle gryp vir Paulus en Silas, ek weet nie wat hulle met Lukas en Timoteus doen, maar hulle gryp hulle arresteer hulle, sit hulle binne in die tronk, nie gevangenis nie, binne in 'n tronk, maak hulle voete in blokke vas. En wat gebeur binne? Paulus en Silas bejammer hulle self verskriklik. Nee. Dit sê in vers 23, nadat hulle eers met baie houe geslaan het vir Paulus en Silas, is hulle in die tronk gegooi en tronkbewaarder opdrag gegee om hulle baie goed te bewaar. Aan die ander wyse, kyk uit vir hierdie ouens, want hulle het ook toorkunste. In uitvoering van hierdie opdrag het hy hulle in die binneste deel van die tronk gegooi en hulle voete in 'n blok vasgeklem. Om middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Wat doen ons as ons moeilike tye het? As ons in blokke is, wanneer ons rugstukkend geslaan is. Hulle begin bid en sing. En daar het 'n ewige aardbewing ontstaan en die fondamente van die tronk in Filippi is geskit. Interessant, hierdie Filippi is in die baie jare vernietig, in elk geval ook deur 'n aardbewing. Maar hier stuur God 'n aardbewing en die tronk se deure gaan wyd oop. En wat gebeur? Die tronkbewaarder sien, ek het probleme. Wat doen jy as 'n Romeinse tronkbewaarder as jy sien mense het ontsnap? Beter vir jou om jouself om lewe te bring. Want keiser gaan daarvan hoor, want ons probleme. En dan sê hulle, nee, moet jouself nie leed aan doen nie. Ons is almal hier nog steeds binne in die tronk. En dan kry ons die tweede gesin wat tot redding kom. Want ons weet, so pas het Lydia, die purperverkoopster, sy en haar hele gesin is gered. En dan hier word nog 'n gesin gered. Want hierdie tronkbewaarder vat vir Paulus en Silas, wie se rug stukkend geslaan is, bring hulle na sy huis toe. Hy verpleeg hulle wonde, die seer wonde wat hulle gekry het, slaan op die rug. En dan kom ook hy en sy gesin tot redding. Kyk vers 34 Handelinge 16. Hy het hulle na sy huis geneem en 'n ete voorgesit. Hy en sy hele huishouding was jubelend omdat hulle tot geloof in God gekom het. Natuurlik, die res van die stad was nie bly nie. Hulle wou Paulus en Silas uit Filippi uit hê. Natuurlik was Paulus en Silas Romeinse burgers, net soos die mense in Filippi Romeinse burgers was, spesiale voorregte gehad en gesê, julle mag ons nie geslaan het nie. Want ons is Romeinse burgers. Een van die voorregte as 'n Romeinse burger, jy mag nie lyfstraf gekry het nie. Dis hoe die verhaal ontvou binne in Filippi, waar God hierdie spesiale gemeente geroep het. Die tyd wat Paulus geskryf het, weet ons, was hierdie gemeente klaar gevestig. Eenvoudig kan ons lees in Filippense 1 vers. Eerste vers skryf Paulus nie net aan die twee gesinne nie. Dit was 'n kerk, want hulle het opsieners en diakens gehad. Hulle het daar reeds opsieners en diakens daar gestel. Doen jy net as jy stel diakens ouderlinge as jy so groot word wat die leraar nie meer kan byhou nie, om te kyk na die behoeftes van arme mense en geestelike leiding te gee. Maar hierdie brief lê in die diepte van lyding ook. En dis 'n onderwerp wat baie kerke nie wil verkondig nie. Lyding is verkeerd. As jy ly, is jy iets verkeerd met jou verhouding met God. As ons kyk na Filippense 1 vers 29, Paulus sê vir hulle, en hulle was 'n lydende kerk, want ons moet die konteks weer eens verstaan. Paulus sê in Filippense, dit is aan julle gegee, julle as die kerk wat toe al groot is, nie net om te glo nie, dis vir julle gegee, dis 'n gawe vir julle gegee om te glo, maar ook om vir hom te ly, Filippense. Hoekom? Ek ly self. Ek kry swaar en my lewe is besig om uit te hardloop. En hoekom sou die kerk in Filippense gelei? Wat is die rede vir hulle lyding? Dit was dan 'n ryk stad. Maar dit is nie sê al die ryk mense was binne
in die stad het Christen nie. En jy moet onthou die Romeinse kultuur het geglo wat ons vanoggend doen die nagmaal. Hulle het gehoor die Christene hou nagmaal. Dan sê hulle, wat doen julle met nagmaal? Ons herdenk, ons eet Jesus se liggaam en ons drink sy bloed. So die mense wat Romeine was, amper 89% Romeine was, het gesê, dis waaglik. Wie eet? Hulle sê, hulle keiser of hulle koning Christus, vier hulle, so hulle sy liggaam iewers versteek, en dan elke keer dan eet hulle sy liggaam. So hulle eet Jesus se verrotte liggaam, eet hulle, want hulle eet sy liggaam, en hulle drink sy bloed. So hierdie mense is 'n klomp kannibale, en hulle is nie net kannibale nie, hulle is nog steeds, hulle is vampiere ook, hulle drink bloed. So 'n Christen is vandag gemaak en gesê, maar hierdie is 'n vuil godsdienst wat hulle beoefen. Hierdie Christendom. Kom ons verdruk hulle, en dit het swaar gegaan. Nou sê Paulus, maar dit is vir julle gegee om nie net te glo nie, maar ook om te ly vir sy naam. Julle moet weet dat ons moet ly vir Christus. As ons hom volg. Want hy het gesê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moet ek hierdie wêreld oorkom. In agtergrond verstaan ons nou ook die tema van hierdie boek. Wat doen die meeste mense as hulle ly en hulle swaar kry? Ek weet my hele familie, meeste van my familie, so hulle is kwaad vir God. Ja, is kwaad vir die Here. Hoekom laat U toe dat ek so swaar kry en ly? Wat sê Paulus? Dink van die hoofverse in Filippense 4 vers 4 in ag genome Paulus se lyding. Hy is in die tronk, onthou hy is in die tronk, so hy ly, hy kry swaar. So sê, is nie 5-ster geriewe nie, stink, dis donker, dit ruik, hulle het nie rioolafvoerstelsels nie, het gaan sommer deur die tronke, so baie keer was Paulus se voete seker, wat vasgebind is, onder riool, hy kon nie sy voete beweeg nie, dit het oor sy voete gehardloop. En wat sê Paulus in Filippense 4 vers 4, in hierdie, waar hy skryf uit die tronke, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle, wees bly. Hierdie werkwoord en naamwoorde van blydskap, verbly julle kom oor die 16 keer voor in hierdie brief. Dis die hooftema van die brief, verbly julle, wees altyd bly. Kyk, reeds in hoofstuk 1 vers 4 sê Paulus, telkens wanneer ek vir julle almal bid, doen ek dit met blydskap. Ek is bly as ek aan julle dink, oor julle ook deelneem aan die evangelie. Filippense 1 vers 18. Paulus praat hier van mense wat bly is dat hy in die tronk is, en hulle verkondig die evangelie, maar hulle doen dit met bymotiewe. Dan sê Paulus, wat maak dit saak of hulle evangelie verkondig uit selfsug? Hy sê, wat maak dit saak? In elk geval, of dit onder voorwendsel hulle die evangelie verkondig, of met opregtheid is, ek is bly, word Christus verkondig, en daaroor is ek bly. Ja, ek sal voortdurend bly wees. Wat is sy blydskap? Dat hy in die tronk is? Ja. Hy is bly, vers 25 weer eens, juis omdat ek hiervan oortuig is, om te gaan, want Paulus weet hy is op sy pad uit, hy sê 22, maar as ek liggaamlik bly leef, beteken dit dat ek nog verder vrugbaar sal kan werk, ek weet werklik nie wat om te kies nie, of ek wil dood, of ek wil deur sy lewe of dood. In vers 20, ek is in tweestryd gewikkel, aan die een kant verlang ek om heen te gaan, om saam met Christus my Here te wees, dit is immers verreweg die beste sê, om by hom te wees, aan die ander kant is dit terwille van julle noodsaaklik, dat ek liggaamlik hier bly, vir julle onthaal, nie vir myself nie, myself wil gaan, juis omdat ek hiervoor oortuig is, dat weet ek dat ek hier sal bly, ja, ek het wel by julle almal sal bly, sodat die vordering van die geloof kan aangaan. Geloofsvreugde, wat hy van praat, die einde van vers 25. Sodat julle vordering kan maak en geloofsvreugde, blydskap kan ervaar. Filippense 2 vers 2, maak my blydskap
weer eens blydskap, volkome, deur eensgesind te wees, een in liefde, een van die gees, een in sterkte. Maak my blydskap volkome. Want julle is my blydskap, nie my omstandighede nie. Filippense 2 vers 17 tot 18, wat hy, maar al word ek ook as 'n drankoffer uitgegiet, dan word ek doodgemaak oor die offer en oor die bediening van julle geloof, verbly ek my en verbly ek my saam met julle almal. Net so moet julle ook bly wees en bly wees saam met my. Wat 'n man wat in die tronk sit. Hou aan met die woord, wees bly, julle moet bly wees. Wees in alles bly. So 4 keer gebruik hy die woord blydskap. Ek gaan nie reg teen, want reg teen die boek is daar ook kort. Wees bly, bly julle in die Here, ek herhaal, Filippense 2:29, hulle sê ontvang Timoteus met blydskap. Filippense 3 vers 1, wees bly in die Here. Wat mis ons hier van Paulus? Kan ons dit mis dat hy praat van blydskap? Maar ons moet verstaan dat blydskap lê nie in ons omstandighede nie, lê dit. As dit goed met my gaan, en as net soos die Jode geglo het, as dit met my goed gaan, is die Here vir my. As dit swaar met my gaan, is die Here teen my. Paulus sê my blydskap lê nie daarin dat dit met my goed gaan. Ek is in die tronk. Julle moet bly wees. Julle word ook verdruk vir 'n kort tydjie. Julle moet bly wees in Christus. Wees soos ek, want my boeye het gemaak dat ek aan die soldate, die keiserlike wag wat my omring, dat ek ook hierdie evangelie aan hulle kan bring. Kyk in Filippense 1 vers 12. Broers, ek wil hê julle moet weet dat wat met my gebeur het in werklikheid tot bevordering van die evangelie gelei. Wat is Paulus se blydskap? Bevordering van die evangelie. Sodoende het dit by die hele keiserlike wag op Pretorium en al die ander bekend geword dat ek terwille van Christus in gevangenskap verkeer. Wees bly saam met my. Ek kry die geleentheid, want hulle sal nooit die evangelie gehoor het as ek nie in die tronk was. Sou hulle nooit gehoor het nie. Wat is Paulus se rede van blydskap? Nie sy omstandighede. Christus in sy hart. Ken jy al die liedjie onthou? Oh, heaven is in my heart. Julle daai liedjie al hoor. Heaven is in my heart. Paulus weet, die hemel in sy hart is binne in sy hart. Dis sy blydskap. En solank die evangelie aanmarseer, is Paulus bly. En dis dieselfde Paulus, ek dink ons het verlede week gepraat van Hebreërs 10 vers 34. Want onthou Paulus het gehelp skryf aan die boek Hebreërs. Nie hy alleen nie, baie mense het saam met hom geskryf, preke neergeskryf wat Paulus sê 10 vers 34, hy sê ook het julle, hy praat van Christene, ook het julle met die gevangenes vir Christus, aan die woorde medelee gehad en die beslaglegging van julle besittings met vreugde aanvaar. Hoekom? Omdat julle weet dat julle in julle 'n beter en 'n blywende besitting het. Hy skryf aan Hebreërs, hierdie kerk in Hebreërs ook onder vervolging. Nou sê Paulus, hierso maar, julle het beslaglegging van julle goed met blydskap aanvaar. Wie van ons gaan bly wees as die EFF en ANC en MK kom saam en hulle sê, julle moet pad gee, julle mag nie die huise besit nie, en hulle lê dit beslag, hulle sê, is nou ons ding. Sal ons dit met blydskap aanvaar? Baie Christene sal dit met blydskap aanvaar, maar Paulus sê, julle Hebreërs het hierdie beslaglegging van julle goed, hulle het van julle 'n teater gemaak, theatrizo gemaak, ja, julle het 'n skande geword, maar steeds het julle die besittings wat hulle weggeneem het van julle met blydskap aanvaar. Hoekom? Omdat julle in julle self 'n beter besitting het, die hemel. Paulus sê julle het 'n besitting in die hemel. Dit kan nie weggevat word van julle nie. Want waarin hou 'n Noord-Koreaanse Christen wat binne in die tronke ook sit, as hulle jou uitvind in Noord-Korea in die tronk, waarin hou hulle vas? My besittings, my regte, hulle het nie regte. Jy werk jou dood in goudmyne, jy moet jou eie pa ma begrawe in gevangenis. Wat is hulle blydskap? Chinese Christene. Christus.
Want dis die skat wat Jesus van praat het, 'n man het 'n skat gevind, hy alles gaan verkoop en hierdie skat te kry. Christus is die skat waaraan jy vashou. Die feit dat hy ons gevind het, bære hy gee vir ons 'n skat in 'n erdepot wat vergaan, maar die skat kan nie vergaan nie. Die skat is klaar in ons gedeponeer, niemand kan dit wegvat nie. Jy kan alles wegvat, jou klere, jou karre, jou besittings, alles wat mense het, jou status. Blydskap lê daar, nie my omstandigheid en wat ek besit of wat ek deurgaan nie. Die feit dat Christus in my hart 'n skat is, hy behoort aan my en ek behoort aan hom. Daarom het Paulus hulle ook bemoedig vers 12, wat met my gebeur het, in werklikheid het gelei tot die bevordering van die evangelie. Dis my blydskap. Nie my omstandighede hier in die tronk nie. En ek weet is net as mens weer dink aan hoe 'n Romeinse tronk gelyk het. As kapelaan het ek baie by die hofordonnanse gaan oordenkings hou. En gewoonlik moes ek wag tot al die gevangenes by die hof inkom. En dan word hulle almal, al die mans in een sel ingedruk. En daar's net een toilet. En jy het nie gordyne daar. Ek weet nie of julle al gesien het hoe hulle hou selle nie. Jou privaatheid doen jy voor almal. Jy wag jou verhoor af. Intussen moet jy in hierdie stinkende nes bly tot jou verhoor begin. Paulus, verhoor afwagtend. Moeilike omstandighede. Hy wag in die selle, hy weet dat hy waarskynlik gaan sterf. Hy weet dat Nero was nog nie op die toneel, maar Nero kom. Ten spyte van dit, Filippense 4 vers 4, verbly julle in die Here, ek herhaal, wees bly. Nou saam te vat, ons kan sê hierdie brief is geskrywe vir die Filippense gelowiges, hulle is ook verdruk en hulle het ook gelei, hulle is verdag gemaak, 'n teater van hulle gemaak. Maar ons hoef nie in Noord-Korea of China of in Sirië of in Iran te wees nie, of enige Shiite Muslim land. En daar's ook Christene. Ek dink baie mense in Iran wil nie is Christene. Ons weet nie hoeveel mense in Iran het Christus gehoor deur Transworld Radio en Fiba Radio. En hulle is daar, hulle word erg verdruk. Waarom skryf in vers 1, Paulus sê, nie ek, Paulus apostel, maar ek, 'n medediensknegt, en die woord medediensknegt kom van die Grieks doulos af, doulos, verbondslaaf van Christus. Ek is saam met julle Filippense. Julle is saam met my in die tronk, want julle dink aan my, want ons weet, later in Filippense sal ons sien dat hulle het Filippi, het een van hulle ouderlinge of diakens gestuur na Paulus toe, waar hy in Rome in die tronk is, afgevaardigde, en hulle het vir Paulus gaan sy behoeftes voorsien, want daai tyd sy tronke kon mense jou help, en tog, al was hulle stinkende hole gewees, kon mense jou kom besoek, want Lukas het vir Paulus in die tronk gaan besoek. Ons weet, Timoteus het vir Paulus in die tronk gaan besoek. Maar hierdie meer lewende gemeente het gesê, maar Paulus, ons dink aan jou. En hulle het geld gestuur en kos gestuur vir Paulus in die tronk. So meer lewende gemeente was hy. En daarom sê hy, julle medediensknegte. Hierdie is my julle is ook my diensknegte. Verbondslaaf, julle, onthou wat ek vertel het van die verbondslaaf, né? Die Ou Testament, as jy as 'n slaaf gewerk het vir 49 jaar, die 50ste jaar moes jy vrygaan. Maar hierdie slaaf sal sê, ek wil nie vrygaan nie, my meester is so goed vir my, ek wil nog 50 jaar as ek gaan lewe, slaaf wees, dan die meester jou gevat, het sy voordeur toe, en 'n elf deur jou oorgedruk, binne in die deur in, en sê, jy is nou 'n verbondslaaf, jy is 'n doels, deur jou, vrywillig het jy 'n slaaf geword, seer, ek dink hulle het oorberg ook waarskynlik gedra daai tyd, maar jy's 'n slaaf op jou eie keuse. Die man moes jou vrygelaat het en dan het jy vir die man gesê, ek wil nie, my meester, ek wil nie vrygelaat word. Ek dien te graag in die huis, maak my deel van die huis, steek my vas, is deel van die huis. 'n verbondslaaf. Paulus saam met Timoteus verbondslawe.
En ons moet onthou, Paulus is nie toevallig in die tronk nie. Daar's niks toevallig by God nie. Ons is ook mede-dienaars saam met Paulus. As ons hierdie brief hoor, dit hoor in ons hart. Ons is ook nie toevallig hier nie. 'n Paar mense. Partykeer is daar, julle weet by die huis 15, partykeer is daar 5 mense. Ons is hier omdat God ons hier wil hê. Want by God is daar niks toevallig nie. As kinders deur moeilike tye gaan en hulle kry swaar, God sit nie in die hemel in sy nagels en kou en sê, ja, wat sal ek nou doen? Ek het probleme. God is soewerein. Hy bepaal elke ding op sy tyd. Daarom het Paulus sê, wat ons kan doen in ons verdrukking, ons blymoediglik verkondig ons die evangelie. Ons het nie wêreldse blydskap nie. Ons het Christus. Ek wil afsluit met 'n kragtige vers voor ons die nagmaal gebruik. Hebreërs 12 vers 1 tot 2 is een van die mooiste gedeeltes wat hy praat van die wolk van die getuienis in Hebreërs 11 deur die geloof, en dit gebeur deur die geloof, en dan vertel hy van die verhale van mense wat wonders gedoen het deur die geloof en ander mense wat gelei het ter wille van die geloof. En dan som Paulus of iemand in Hebreërs hierdie brief op deur te sê, daarom terwyl ons ook so groot wolk van getuies, gelowiges rondom ons het, laat ons dan elke las van ontslae raak en die sonde wat ons so maklik aankleef en die wedloop loop wat voor ons lê. Dink Giselle vanoggend praat se wedloop. Dit is nie jy begin met 'n nuwe wedloop. Dan sê hy, hoekom moet ons hierdie las af lê en die sonde wat ons so maklik kan verstrengel in ons wedloop? Hy sê, ons oë gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. En dan sê hy, Christus, wat ter wille van die vreugde, die blydskap, wat vir hom vooruitsig gestel is, het hy die kruis verduur, die skande verag, en gaan sit het aan die regterkant. Was dit vir Jesus regtig blydskap om sy lewe af te lê? Dit vir hom regtig blydskap om in die tuin van Getsemane bloed te sweet? Wat sy vreugde sou hy daarin put? Was dit vreugde as hulle hom gespieg het? As hulle hom 'n doringkroon gegee het en die doringkroon geslaan het met stokke, nog daar boonop, add pain to punishment? Was dit vir hom vreugde dat al die disippels weggehardloop het in sy nag van lyde? Dan gee Hebreërs 12 ons, maar Christus, hoekom het hy hierdie dinge verduur? Vir die vreugde wat hom voorgehou is. Wat sy vreugde was daar vir homself, vir Christus in sy lyde? Hebreërs 2 sê vir ons, sodat hy kan sê, kyk, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Jesus kan sê, dis my vreugde. My vreugde is dat ek kan sê, hier is ek. Kyk in Hebreërs 2 vers 13 en ook 12, as jy wanneer Jesus sê, ek sal die naam aan my broeders verkondig, in die byeenkoms van, sal ek die lof besing, wat Marietjie vir ons gelees het, Psalm 100, in die gemeente sal ek die lof besing, en ook sê, ek sal my vertroue steeds in God stel, al verbrysel hy my, ek sal steeds my vertroue in hom stel, en ook, hier is ek en die kinders wat God my gegee het, Jesus vir die vreugde wat hom voorgehou word. Wat is sy vreugde? Ons redding. Het hy die kruis verdra. Paulus sê, terwille van dit, ek lewe nie meer, maar Christus leef nou in my. Galasiërs. Ek lewe die lewe wat ek nou lewe vir hom wat sy lewe vir my gegee het. Daarom kan ek ook ly. Want Christus het vreugde in vooruitsig gehou, hy het deur die proses van pyn en lyding en smart en verwerping gegaan, maar vir die vreugde wat hom voorhou, het hy die kruis verdra. Skande verag en in die regterhand van God gaan sit. Dis waar ons dieselfde doen die nagmaal benader. Ons erken dit is hoe Jesus ons verlos het. En dit is ons blydskap, nie dat ons weet volgende week het ons kos om te eet. Ons blydskap lê nie in dit sal goed gaan met ons nie, want dit gaan baie keer swaar met ons, ons weet almal, dit gaan baie keer baie erg. Maar vir die vreugde wat ons voorgehou, want een ding wat hulle nooit van martelare kan wegneem is Christus.
Jy kan alles wegneem. Jy kan kaal in 'n sel lê, koud in 'n sel lê. Reiswater drink. Maar jy weet, dit kan Christus nie wegneem. Hy is die ewige skat. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir Filippense se inleiding. Dankie dat ons, Here, die agtergrond van hierdie brief verstaan. Al gaan dit swaar en al moet ek ly en al gaan baie dinge baie keer verkeerd, weet ons dat U 'n plan het met alles. Paulus het besef, sy blydskap lê in Christus gewortel. Die verkondiging van die evangelie, die goeie nuus van Christus is sy blydskap. En hierdie gemeente in Filippense, besonderste gemeente, soos hy ook sê, is my blydskap en my vreugde. Mag ons vreugde ook in Christus wees, in erkenning vir wat hy vir ons gedoen het. Seën ons dan verder by die neem van die nagmaal. Nagmaal vir die vreugde wat U voorgehou het, die kruis verdra, stikkend geslaan, die bloed uitgegiet, sodat ons mag lewe. En dis die blydskap. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons daai bietjie voor ons moet deelneem aan die nagmaal. Die nagmaal